om te strewe na meesterskap, oftewel dan uitnemendheid en vaardighede help 'n mens floreer. Maar een van die prosesse wat nodig is, en wat ons dikwels ignoreer, is ons moet terugvoer soek vir verbetering. In leierskapontwikkeling en prestasiebestuur is daar 'n baie bekende uitdrukking oor terugvoer, naamlik feedback is the breakfast of champions. Nou oorspronklik kom dit van die leierskapskrywer Ken Blanchard se voormalige konsultant-kollega met die naam Rick Tate. Maar het maak nou nie saak van wie af dit kom nie. Die beginsel bly dat terugvoer deur ander mense noodsaaklik is vir ons groei en vir ons verbetering. En wat hierdie aanhaling wil beklemtoon, is dat jy nie terugvoer moet vermy nie, want dis net so noodsaaklik soos ontbyt vir ons liggame en ons gesondheid is. Nou, meesterskap gebeur nie in eensaamheid nie. Meesterskap vra die moed om insette te soek en die nodige aanpassings te maak. Erikson beklemtoon dat ware kenners slyp hulle prestasie deur objektiewe terugvoer te vra. 'n Spanleier sal byvoorbeeld gereeld terugvoer vra van kollegas om kommunikasie te verbeter. Jy kan byvoorbeeld 'n vriend vra om vir jou advies te gee oor jou kookvaardighede of jou lewensmaat oor jou verhoudingsvaardighede. En al is 1% daarvan net bruikbaar, gaan dit jou help. Die geheim is natuurlik om nie kwaad of teleurgestel te word tydens terugvoer nie, want 'n mens moet dit nie in 'n sin persoonlik opneem nie. Jy moet juist dit opneem om persoonlik te verbeter. Onthou, jy wil groei, jy wil verbeter. In die Bybel hoor ons Petrus se terugvoer in 1 Petrus 4 vers 11. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Hierdie terugvoer sê vir ons duidelik, dit help ons eintlik in die groei, en die groei en terugvoer help ons om God te verheerlik. Leef geïnspireerd.